Goeiemôre julle. Ek hoop julle het goed geslaap, dat die wat koud geslaap het eergisterand nie gisterand koud geslaap het nie. En dat ten minste die liefde van die Here ons harte vuur warm hou. Voordat ons enigstens verder gaan, wil ek net vra dat ons ons hoofde buig, dan soek ons net weer eens die Here se aangesig in gebed. Hemelvader, ons is dankbaar vir u grootheid, u liefde, u genade. Here, u gee so om oor ons en ek dink ons besef altyd hoe baie dit werklik waar is nie. Here, ons is hier in die vroeë oggendure om u naam groot te maak, te loof en te prys, om net weer eens ons lewens te rig tot u. Vader, ons is werklik waar gretig om meer van u te leer. Maar Here, my gebed is eintlik 'n eenvoudige een vanoggend. Vader, ek wil nie eintlik hê ons moet iets leer vandag nie. Ek wil hê ons moet begin toepas vandag. Ek wil hê ons moet gaan wanneer ons hierdie plek verlaat en die wêreld aan die brand maak vir u. Met liefde deel, met genade deel, met omgee, glimlagte, helpende hande. Here, ek wil nie eens moet praat oor teologie of leerstellings net, ek wil hê ons moet werk met omgee, sodat mense kan sien in ons lewens wie ons is en wie ons volg. So Vader, my gebed is eenvoudig, verander ons harte, verander ons lewens, sodat ons 'n verandering kan maak in hierdie donker, duistere wêreld. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ok, soos julle kan sien, ons titel is Voetspore en ek weet daar is van die mense wat dalk bietjie senuweeagtig geraak het, want van die Tsenin-kerk is hier en ek het al 'n preek gepreek in 'n soortgelyke rigting oor voetspore en ek weet iemand het my gevra toe hulle sien op die program, hoor jy, ek sien jou titel vir die jeug is ook baie soortgelyk, is dit dieselfde preek? So ek sê nee, maar ook terselfdertyd tot 'n mate ja, die basiese deel van die boodskap is dieselfde. Ek wil hê ons moet voetspore in hierdie wêreld los. Ek wil hê ons moet gaan en ons moet in mense se lewens 'n indruk maak. Ek wil hê ons moet gaan en 'n verskil maak in hierdie wêreld. Ek dink as Adventiste het ons nogals 'n baie groot trots oor ons leerstellings. Ons weet wat ons glo, ons weet hoekom ons dit glo, ons het nie twyfel daaroor nie. Maar dan wanneer dit kom by die praktiese kant baie keer, is ons as Adventiste 'n bietjie traag om die doen deel te doen. En vandag wil ek praat oor voetspore en ek het 'n teksvers hierso wat baie na in my is die afgelope ruk, net bloot omdat die Here omstandighede in my lewe gebring het by die punt wat ek besef het dat een van die groot kenmerke van ons as kerk is as volg. Johannes hoofstuk 13 vers 34 en vers 35. As julle Bybels het, asseblief blaai saam. Johannes 13 vers 34 en 35. En let op dat hierdie soos van die laaste rukkie is van Jesus se lewe hier op aarde. So hy is besig om die disippels alles in te stoot moontlik wat hy kan om hulle voor te berei vir wanneer hy nie hier gaan wees nie. So hy's besig om hulle werklikwaar 'n mandaat te gee van hoe hulle moet leef, wat hy van hulle verwag, hoe hulle moet uitgaan en die wêreld wys wie Jesus is en hoekom dit belangrik is om in hierdie man te glo wat aan 'n kruis gesterf of gaan sterf. Nou luister baie mooi hierso, hierdie twee versies. 'n Nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het. Moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Dis 'n kenmerkteken van die kerk. En as Adventiste is ons baie gou om na Openbaring toe te spring, om te sê, dit is die mense wat doen. As Adventiste, wat doen die laaste dag kerk? Onderhou die gebooie en dan die getuienis van Jesus Christus het. En dan is ons amen broer, dis heeltemal reg en ek ontken dit nie. Maar dan wil ek ons 'n bietjie terugvat, ook dieselfde outeur wat Openbaring geskryf het, Johannes, skryf hierso, 'n kenmerk is liefde onder mekaar sal 'n kenmerk wees van God se kerk. Ek kan die Bybel waarhede bring en ek doen dit sonder liefde. En weet julle wat, die feit dat ek dit sonder liefde doen, vat die mag weg van daai boodskap. Nou as Adventiste wil ek sê, great, ons het die leerstellings redelik reg, ons het die waarhede in die Bybel reg, nou moet ons kom, meer as ooit van tevore, en dit begin druk met liefde, met omgee, met barmhartigheid. Maar nou wil ek 'n bietjie verder gaan, want ek dink dis baie mooi en dis goed en wel, maar let op hoe Johannes hierdie goue draadjie vat. 1 Johannes hoofstuk 4, en ek lees hierso vers 20 en 21. Vat hy dieselfde trant hierso, en hy is duidelik daarop,
dat hierdie kenmerk eintlik net, ek wil sê, onbetwis kan staan in God se kerk. 1 Johannes hoofstuk 4, vers 20 en 21. Nou my vinger in die bladsy draai nie. OK. Ek lees hom as volg. As iemand sê, ek het God lief, en sy broeder haat, is hy 'n leienaar. Want wie sy broeder wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? En hierdie gebod het ons van hom ontvang, of van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder dan moet lief hê. OK, so dis redelik duidelik. Die gebod is daar, wees lief vir mekaar. Dis 'n eenvoudige verwagting van God, is dit nie? Om lief te wees vir ons medemens. En van die oog af dink ons, maar natuurlik, dis eenvoudig. Maar hoe gaan dit by julle kerkrade? Moet ons nie vra nie. Of sal ek sê, hoe gaan dit by julle gemeentevergaderings? Hoe gaan dit hierdie week met ons as kerklede? Sien ons mekaar, ontmoet ons mekaar, stuur ons boodskappe vir mekaar? Wie van julle gesels met julle bure? Hoe gaan dit wanneer ons winkels toe gaan of dorp toe gaan? Wat is my interaksie met die kassier of die teller? Wat is my interaksie met die vreemdeling? Weet mense dat my lewe gebaseer is nie op leerstellings nie, maar op liefde? Of is ek die tipe mens wat na iemand toe kom en as ek hom ontmoet, ek druk hierdie Bybel so vinnig in sy keel af, want hy moet al die leerstellings ken en dit rammel hierdie rympie af van bla 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 en dan loop ek. Of is ek bereid om tyd te bestee in iemand, aandag te bestee, energie te bestee in iemand om 'n verskil te maak? Julle sien, dit is baie maklik vir my om 'n vinnige Bybelstudie te doen en myself te verwyder van die omstandighede af, want dan voel ek rustig. Ek voel gemaklik. Ek het my deel gedoen. Maar om aandag, tyd en energie te bestee is 'n langtermynbelegging. Dit verg iets van my. Dit verg 'n opoffering. Dit raak partykeer ongemaklik, want nou moet ek keer op keer opoffer om met hierdie persoon aandag en tyd en moeite te maak. Dis ongemaklik. Nou vir die van julle wat nie weet nie, ek is meer van 'n introvert as 'n ekstrovert. Weet julle, mag dit dalk nie glo nie, maar dit is so. Okay, so vir my as 'n introvert verg dit nog meer moeite om uit te gaan en met mense partykeer net interaksies te hê. Ek moet myself druk om dit te doen. Dit kom nie vir my natuurlik nie. Kan ek dit gebruik as 'n verskoning? Maar Here, ek is 'n introvert. Los dit vir die ekstroverte. Ek klink soos Moses. Presies, ek kan nie daai verskoning gebruik nie. En net so, as ons werklik in ons lewens gaan, kan ons verskonings gaan opdolk. Ek is 'n introvert. Maar Here, ek het nie hierdie gawe nie. Maar Here, ek het nie tyd nie. Here, ek het nie geld nie. Dink ons werklik dat God ons nie goed genoeg ken om my en my omstandighede, my talente en my gawes te gebruik in die omstandighede en die milieu wat ek in leef nie? Is ek werklik waar so klein gelowig om so te dink? Dink ek so min van God? Ek het die teksvers met die jeug of die tieners ook gelees, 1 Petrus 2 vers 21. En ek dink ek wil hom weer lees want op die einde van die dag is dit die basis van ons Christelike geloof. 1 Petrus 2 vers 21, my gunsteling teksvers, want hiertoe is julle geroep. Dis 'n roeping. Dis 'n heilige, dis 'n goddelike roeping. Waartoe is ons geroep? Omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle in wat? In sy voetstappe kan navolg. Ek kan let op, hier's 'n paar dinge. Ons het 'n roeping. Nou, ek kan kies om die roeping te aanvaar, of ek kan kies om hom te verwerp. Maar let wel, wanneer ek die roeping verwerp, verwerp ek ook die Here van die roeping. Okay, ek kan nie kies en keer hier nie, of ek aanvaar die roeping en ek aanvaar my God, of ek verwerp die roeping en ek verwerp God. Okay, maar gaan verder. Omdat Christus vir ons gewat het? Gelei het. Okay, Jesus weet waartoe ons gaan. Hy het ook gelei. Hy het gekies om deel te wees van hierdie realiteit. Hy het homself nie verwyderd gehou nie. Hy kon in die hemel gebly het en 'n wonderbaarlike plan beraam het om ons te verlos, ek is seker. Maar hy het gekies om mens te word. Hy het gekies om honger, om dors, om pyn, om lyding, om hartseer, om swaar kry te ervaar
sodat ons met hom kan vereenselwig. Dit is 'n groot voorreg om 'n God te ken, wat weet waartoe ek gaan. Maar dit gaan aan. Daar's 'n voorbeeld nagelaat. Ken ek hierdie Jesus? Weet ek wie hierdie Jesus is, sodat ek daai voorbeeld kan navolg? Spandeer ek tyd met hierdie Jesus, sodat ek kan doen soos hy gedoen het, sê soos hy gesê het, gaan waar hy wil hê ek moet gaan. En dan die groot vraag, is ek bereid om in sy voetstappe na te volg? Wat beteken ek mag dalk lyding ervaar? Wat verseker beteken ek mag dalk swaar kry ervaar? Wat definitief beteken daar gaan moeilike besluite geneem word en opofferings gemaak gaan moet word? Is ek bereid om daai stappe te neem? Of verkies ek my gemaksone, waar ek net kan terugsit en sê, maar ek ken die Bybel, ek gaan kerk toe, ek bid gereeld. Dis nie genoeg om 'n kennis te hê nie. Dis nie genoeg om net te weet nie. Wat die Here hier verlang, is 'n volg, dis 'n doen, dis 'n werkwoord, dis 'n mandaat. Voetspore, voetstappe. Jesus self het vir ons 'n baie groot stelling gegee in Matteus 25. En ek dink nie ek kan hom nie lees nie. Ek gaan nie alles hier lees nie, maar ek dink net om die basis mooi neer te lê, is dit belangrik om Matteus 25 vers 32 net 'n bietjie aan te lees. En dis Jesus se woorde. En voor hom sal al die nasies versamel word en hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei. En hy, God, sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. Dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is sê, kom julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is, van die grondlegging van die wêreld af, want ek het honger gehad en julle het vir my te ete gegee. Ek het dors gehad en julle het my te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het vir my herberg gegee. Ek het nie teologie geken nie en julle het my kom leer. Ek het nie geweet wat in die Bybel staan nie en julle het vir my kom wys. Ek is nog reg, né? Okay, dit is interessant dat Jesus baie pertinent hierso is om te sê, julle het eers 'n fisiese nood vervul voor julle 'n geestelike nood vervul. Julle is met my. Ek dink iewers in Ministry of Healing word daar ook geskryf, loop met hulle, of kom die behoeftes tegemoet, en dan volg. Maar ons is so gou om te sê, hierso, Bybelversies, Bybelstudies, en ons ontmoet nie daai fisiese behoeftes noodwendig nie. Ons lewe in die 21ste eeu, in 'n tyd wat ons met hierdie liewe goeters so connected is, en tog so disconnected is. Wie van julle ken julle bure? Maar soos in ken, soos nie net weet, dit is Pietie of Sannie wat langs my bly nie, maar soos gaan drink iets saam met hulle, gaan eet saam met hulle, gaan braai saam met hulle. En wat van oor kan die pad? Want ek is eerlik met julle, ek en Andrie het nou huidig gepraat, is ons weet jy wat, ons weet eintlik nie wat die bure aan oorkant ons pad se naam is nie. Dit is eintlik 'n bietjie van 'n skande. Ja, ons gesels en groet en hallo, hoe gaan dit? Maar dit is nie noodwendig dat ons daai vriendskap, daai koneksie het nie. Ek gaan verder en ek dink iets baie interessant het ook opgespring in my gedagtes toe ek dink aan ons Adventiste, wil amper sê Frozen Chosen groepie, Openbaring hoofstuk 3. En ek sê dit met baie versigtigheid, want ek is lief vir ons kerk. Ek is lief vir die waarhede waarvoor ons kerk staan. Maar aan die ander kant besef ek ook, in profesie staan ons in 'n tydperk wat bietjie vreesaanjaend is. Openbaring 3 vers 17 en vers 18 kry ons hierdie wonderlike kerk met die naam van Laodicea. En let op die woorde wat hier geskryf is, want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. Het ons dalk daai posisie ingeneem as Adventiste? Ek het nie 'n gebrek nie. Ons het die volle waarheid. Ons het nie 'n gebrek nie, maar luister verder hierso. En jy weet dat dit jy is, of jy weet nie dat dit jy is, wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Maar nou die
raad wat Jesus hierso gee, is ek raai jou aan om van my te koop, goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere, dat jy jou kan aantrek, en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Het ons in 'n posisie gekom wat ons blind is vir die nood rondom ons? Het ons in 'n posisie gekom wat ons nie meer mense se behoeftes raak sien nie? Is ons miskien op gevaarlike grond waar ons weet ons is geroep en ons weet wat ons te doen staan, maar ek is gemaklik as dit kom by 'n Bybelstudie of kerk toe gaan of gebed. Maar ek is bietjie traag wanneer dit kom by uitgaan en my hande vuil kry om die evangelie te deel. En dis hoekom ek gebid het vroeër dat ek nie hierdie wil hê moet 'n kopkennis bly nie, ek wil hê hierdie moet nie 'n leersame preek wees nie, ek wil hê hierdie moet 'n mandaat wees vir ons om net te gaan. Om te gaan deel, om te gaan omgee. En interessant genoeg, ek het 'n ongelooflike mooi stukkie ontvang van Christ's Object Lessons. En dis 'n lang stuk, maar ek wil hom baie graag lees, want ek het hom probeer 'n bietjie korter maak, en hoe meer ek dit probeer het, hoe meer het ek net agtergekom, ek val daarin. So dis lank en ek gaan hom in Engels lees, want ek is nie 'n tolk nie, so verskoon my, maar hier gaan ons. Die hoofstuk se naam is Our Responsibility. Ons verantwoordelikheid. This is a responsibility from which we cannot free ourselves. Our words, our actions, our dress, our deportment, even the expression of the countenance has an influence. Selfs ons gesigsuitdrukking. Nee, dis die sterk woorde. Upon the impression thus made, there hangs results for either good or evil. Gesigsuitdrukking, julle? Gesigsuitdrukking. En met my het dit baie pertinent geword, want ek het ongelukkige gesig, wat as ek baie hard dink, dan frons ek, en dan sal Amelia my vra, papa, is jy kwaad? So ek sê, nee, ek is nie kwaad nie, so, dit wys net, ek let nie noodwendig op wat my gesig doen nie. Weet jy, ek sal dink, en dan frons ek, en ek lyk, ek moet approachable wees vir mense. Okay, gaan verder. It either hangs good or evil, which no man can measure. Nee, okay, so dis nie 'n meetbare, wil ek sê, waarde wat hier geheg word nie. Every impulse thus imparted is a seed sown which will provide its harvest. It is a link in the long chain of human events, extending we know not whither. So daai glimlag, daai helpende hand, daai mooi woordjie, daai is net 'n link in hierdie ketting, wat ek nie eens weet hoe ver dit strek nie. Ek weet nie wat se impak ek in iemand se lewe maak nie. Ek mag dalk nie direk betrokke wees om iemand by Jesus uit te bring nie, maar ek mag dalk daai hupstootjie gee. Okay, sy gaan verder en sy skryf die volgende ook. Okay, if by our example we aid others in the development of good principles, we give them power to do good. In their turn, they exert the same influence upon others, and they upon still others. Thus, by our unconscious influence, thousands will be blessed. Hier is nie eens 'n doelbewuste verandering nie, hier is net deur vriendelikheid en omgee en belangstelling. Throw a pebble into the lake, and a wave is formed, and another, and another. And as they increase, the circle widens until it reaches the very shore. So with our influence, beyond our knowledge or even control, it tells upon others in blessing or in cursing. Character is power. The silent witness of true, unselfish, godly life carries an almost irresistible influence. By revealing in our own life the character of Christ, we cooperate with him in the work of saving souls. Let net op wat sy sê, we cooperate with him. Okay, so paar dinge kom hier uit. Wat 'n voorreg om met die verlosser saam te werk tot verlossing. Soos, ek is nie waardig daarvoor nie. Soos, ek verdien nie daardie voorreg om saam met Jesus te werk om mense tot verlossing te bring nie. Maar, wat hierdie ook vir my sê, wanneer dit sê, the cooperation with him for the saving souls, dis nie my werk nie. Okay, moenie die leiersels van Jesus af wegneem nie. Edrich is nie die Heilige Gees om iemand te oortuig van God, of God se liefde, of Bybelwaarhede nie.
Julle is met my. Ek moet die saad saai en ek moet toelaat dat die Heilige Gees die werk doen. Moenie iemand forceer om iets te glo nie. Moenie daarvan hulle kele afdruk nie. Moenie hulle, die Engels 'n mooi woord, badger daaroor nie. Laat hulle toe die vryheid om daai groei self te maak. Wees daar. Okay, gaan verder. And the wider the sphere of influence, the more good we may do. When those who profess to serve God follow Christ's example, practicing the principles of the law in their daily life, when every act bears witness that they love God supremely and their neighbor as themselves, then will the church have the power to save the world. Gaan nou weer lees, want dit gee my so 'n bietjie hoendervleis. Okay, and the wider the sphere of influence, the more good we may do, when those who profess to serve God follow Christ's example, practicing the principles of the law in their daily life, and every act bears witness that they love God supremely and their neighbor as themselves, then will the church have the power to save the world. Weet julle wat dit tot my skok deurgekom toe ek hierdie voorberei? Vir die afgelope ruk, want dit gehoor ek het om al in Senien soortgelyke preek gepreek en dit gehoor met die jeug. Maar hierdie boodskap is vir my so, wat is die woord wat ek soek, convicting. Ja, oortuigend sit nie vir so mooi nie. Dit bring my tot daai skande van myself, is dat ek besef ek bid vir herlewing. Ek bid vir die laatreëns. Ek bid vir Jesus om te kom. Maar ek is nie bereid om te gaan doen wat moet gedoen word vir dit om te gebeur nie. Ek bid die regte gebede. Ek lees die regte Bybel. Ek gaan kerk toe. Maar ek doen nie wat gedoen moet word nie. So wie is eintlik die stok en die speke wanneer dit kom by hierdie seëninge waarvoor ons bid? Hier is ek. Julle, en as ons nie begin wakker skrik nie, gaan ons hierdie geleentheid mis om die wêreld te bereik soos nog nooit vantevore nie. Die wêreld val uit mekaar uit. Haat is oral. Selfsug is die tema van ons lewe. So lekker, so veel, so baie as moontlik vir my. Dis die wêreld se lese. En as ek nie wakker skrik nie, mis ek hierdie geleentheid om voetspore in mense se lewens te loop om 'n verskil te maak. Ek wil afeindig met nog net een stuk in die Bybel. Dit mag dalk 'n bietjie cliché wees, maar weet julle wat cliché partykeer is goed. 1 Korintiërs hoofstuk 13. Kom Paulus en hy skryf ook vir 'n kerk wat nodig het om te hoor wat die belangrikheid is van liefde. En nie net liefde, 'n warm, fuzzy feeling nie, maar liefde soos in Jesus dit wil hê. En 1 Korintiërs hoofstuk 13, ek gaan lees van vers 1 tot vers 7, skryf hy in die eerste 3 verse, al sou ek die tale van mense en selfs van engele spreek, en ek nie die liefde het nie, dan is ek net 'n klinkende simbaal, of 'n metaal ten minste, of 'n luidende simbaal geword. Vers 2, en al sou ek die gawe van profesie hê, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek nie die liefde het nie, dan sou ek niks wees nie. Al het ek al die kennis, maar ek het nie liefde nie, beteken niks. Vers 3, en al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit niks baat nie. Nou, hoe lyk die liefde? Wat is die liefde wat Jesus van ons verlang? Die liefde is geduldig. Okay? Die liefde is ook nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie. Dit is nie opgeblaas nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie. Die liefde soek nie sy eie belang nie. Dit word nie verbitterd of is nie gegewe aan verwyte nie. Reken die kwaad nie toe nie. Dit is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is saam bly met die waarheid. Liefde bedek alles. Het jy daai versie gehoor van liefde bedek 'n menigte van sondes? So weet julle wat, al het julle my seer gemaak, die liefde bedek daai.
Dit sê nie ek ontsien die verkeerd wat gedoen is nie, dit sê nie ek ontsien die gevolge van wat gedoen is nie, maar ek moet tot 'n punt van vergifnis kan kom. Verder gaan ons aan. Die liefde bedek alles, maar dit glo alles, dit hoop alles en dit verdra alles. Is hierdie die liefde wat ek uitleef vir 'n wêreld wat dit nie ken nie? Sien mense hierdie liefde in my? En weet julle wat die laaste ding wat ek wil hê is dat wanneer ons hierdie plek verlaat, dat julle sê, dis 'n mooi preek. Ek wil dit nie hoor nie. Ek wil dit sien in julle lewens. Ek wil kan sien oor die jaar se tyd dat hierdie tent verdubbel het deur liefde wat gewys is. Nie deur Bybelstudies nie, deur liefde. Ek wil hê ons moet mense aanraak, tyd bestee, omgee. Die vraag wat ek op die einde van die dag afvra, is wat sien die wêreld wanneer hulle na ons kyk? Wat 'n voetspore het ek nagelaat? Is dit voetspore wat pertinent lei tot Jesus? Of is dit voetspore wat mense om 'n dwaalstuur van teologie en Bybelstudies en leerstellings? As ons die statistiek gaan kyk, julle, is dit skokkend. Mense bly nie in die kerk oor Bybelwaarhede nie. Mense bly in 'n kerk wanneer hulle meer as 4 vriende het in daai kerk. Die Bybelwaarhede kan ek by die huis op YouTube gaan kyk. Maklik. Ek kan Bybelwaarhede maklik gaan self doen. Ek wil daai koneksie, daai gemeenskap hê wanneer ek by die kerk is. Sodat ek my probleme, my laste, my bystand kan bied vir julle. Ek wil dit nie vir myself doen nie. Maar hoeveel keer gaan ons kerk toe om 'n seën te ontvang? Nie om 'n seën te gee nie. Hoeveel keer gaan ons kerk toe om te dien, in plaas van net gedien word? Hoeveel keer gaan 'n kerk toe om 'n verskil te maak in iemand se lewe, en nie net 'n boodskap te ontvang van die prediker of die ou wat Sabbatskool uitlei nie? Hierdie was 'n kampvergadering en ons het mooi boodskappe gehoor. Maar nou wil ek hê daai boodskappe moet in werking getree word. Ek wil hê julle moet gaan en gaan doen. Die tema is nie verniet voorwaarts nie. Nou moet ons gaan. Wat se impak het my lewe in hierdie wêreld? Waartoe lei my voetspore? Kom ons sluit af met gebed. Groot God en Hemelse Vader, mag ons nie die hindernis wees in wat hierdie wêreld na U toe lei nie. Vader, mag ons nie net streef om mense waarhede te leer nie, maar mag ons hulle wys wat liefde is. Mag hulle in ons sien wat dit beteken om Jesus werklik waar te volg. Nie in teorie of net in kennis of net in mooi gedagtes nie, maar Here, dat dit werklik waar is in 'n oortuigende liefde vir U. Jesus, ons skiet tekort. Ons is menslik en ons val. Dit is baie keer moeilik om lief te hê. Maar Jesus, U was die volmaakte voorbeeld van wat liefde is. 'n Opofferende liefde wat niks terughou het nie. En Here, ek bid dat wanneer ons U volg en hierdie voetspore in hierdie wêreld los, dat ons werklik ware verskil sal maak in mense se lewens. Mag hierdie impak wees, een wat werklik waar deurdring tot die wederkoms toe. Jesus, begin met my. Hier is ek. Mag ons voorwaarts gaan en die werk klaarmaak. Ons bid dit nie wat ons verdien nie, maar in Jesus se groot en heilige naam alleen. Amen.